Ons op 'n paar plekke vanoggend lees en ons begin dan by Romeine. Daar van hoofstuk 1 vers 28 tot 31. So met die Bybel ook vir ons, die tema pret op die woord. Kan nie bid vanoggend voordat ons skriflesing hou nie. So net jy moet kyk na die 4 kerse. Hoop, vrede, vreugde, liefde. En hoe dit alle mooier en helderder word, waar ons 4 Sondae terug met 1 kers aangesteek het, is al 4 wat brand. En donderdag steek ons die Christuskers aan, die ware lig wat in die wêreld gekom het, en die duisternis kon dit nie uitloop nie. Maar die lig en die brand van die kers, die vanoggend ook nuwe lewe simboliseer. Jesus Christus in jou lewe ingebore is, en dat jy ook helder vir hom kan skyn. Dood as lig staan bekend as ligdraers, maak ons dan hier die lig sien, dit ons eie maak en kan uitleef. Amen. Romeine 1 vers 28. Met die beeld wat ons nou gesien het van die kerk, en dit wat ons gepraat het oor liefde en hoe God mense roep tot sy hand. Wees ons dit hartseer, en omdat hulle dit van geen belang af om God te ken nie, gee hy hulle oor aan hulle verdraaide opvatting, sodat hulle doen wat onbetaamlik is. Hulle is een en al ongeregtigheid. Hulle is een en al ongeregtigheid, slegheid, hebsug en gemeenheid. Hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog en kwaadwilligheid. Hulle is kinder en hulle praat kwaad, hulle haat God. Hulle is hooghartig, aanmatigend, verwaand. Hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorsaam aan hulle ouers. Hulle is onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos, hardvochtig. Hulle is mense wat die verordeninge van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, en tog doen hulle dit nie net self hierdie dinge nie, maar hulle vind dit ook goed as ander dit doen. Ons na 2 Timoteus toe, hoofstuk 3 vers 1 en 3. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom, die mense sal sigtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, wandelloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. En dan gaan ons na 1 Johannes toe, waar daar ons staan, wat is liefde? En dan kom Johannes en hy sê vir ons, maar God is liefde. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy aan ons.
Hy het ons sy gees gegee, en ons het gesien en is getuie daarvan, dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom, en hy bly in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde. Wie in liefde bly, bly in God, en God in hom. Ons lees dan net tot sover. En dit is dan hartseer dat ons begin met Romeine 1 en 2 Timoteus 3, waar daar vir ons gesê word in hierdie tye, daar mense wat geen belang het om God te ken nie. Hulle stel nie belang in God nie, hulle stel nie belang in God se wil nie, hulle is ongehoorsaam aan hom. En dit is die werklikheid van Romeine. En dan kom Paulus verder en hy skryf aan die jong Timoteus, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. En dit is die laaste paar woordjies van vers 1, sal daar swaar tye kom. En as jy dan 'n punt op, daar is 'n punt na die swaar tye kom, dan begin hy dadelik met die mense sal. So in die swaar tye, die mense sal al die slegte dinge doen, ongehoorsaam wees, en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. Die vers eindig met in die laaste dae sal daar swaar tye kom. En net in die oomblik van asemhaling van die punt na die swaar tye staan daar, en die mense sal, en dit wat daarop volg. En dan kan jy agterkom, vers 3, vers 4 en vers 5. Hulle sal al die slegte dinge doen. Hulle sal, vers 4 word daar tweemaal die woordjie op die term, hulle sal gebruik gemaak en onder ons aandag gebring. En dan vra ons onsself nog, wie is die hulle wat al die slegte dinge gaan doen? Wat eintlik liefdeloos gaan optree, want vanuit die liefdeloosheid gaan al die ander slegte dinge gepaard. Wie is hier die mense? Dieselfde mense wat geen belang het om die wil van God te ken, waarvan Paulus ons sê in 1 Romeine, of in Romeine 3, dis 1 vers 28 nie. In Romeine 1 staan daar nie, hulle sal nie, daar staan hulle is, vers 29, hulle is al die slegte dinge, vers 30, hulle is 31, 32, hulle is met al die slegte dinge wat ons nou gelees het. So daar is mense wat so optree. Daar sal mense wees wat nog so gaan optree, al hierdie liefdeloosheid wat geopenbaar word. So daarmee moet ons eens maak, in die laaste dae sal daar swaar tye kom, en die mense sal selfsugtig wees, en geldgierig wees, en hulle sal alles net vir hulle self wil hou. En dan kom ons van die hulle is, en die hulle sal, na Johannes toe. Johannes die geliefde disipel, en hy begin met geliefdes ons. So hy sluit homself in as hierdie geliefdes, en die ons, wie is die ons? Is die gelowiges. Die gelowiges wat glo dat God in ons bly en ons in hom, en dat ons by magte is om deur die kragtige werking van die Heilige Gees die liefde uit te dra. Johannes bevestig dit weer heel aan die begin, as ons kyk na 1 Johannes, is daar so aanhef die brief van Johannes, en daar staan dat Johannes bekommerd is oor die welstand van die gelowiges, die ons, dat hulle te mekaar gemaak word, dat hulle dalk in die war gebring word, oor die feit dat mense twyfel, dat Jesus die Seun van God is. So uit die agtergrond van die twyfeling wat die mense ervaar, veral in Kersfees, bring dit tot hierdie boodskap van Johannes weer onder ons aandag, en onder u aandag, dat hy sê, God is liefde. En dan moet nie twyfel wees in dat Jesus Christus sy Seun vir ons gebore is nie. Want as ons enigstens twyfel in Jesus Christus as die enigste Seun van God wat vir ons gebore is, dan kan ons nie uit liefde uitleef nie. Dan kan ons nie liefde gaan uitdra nie, want God is liefde, want waar anders kan ons liefde dan vandaan kom? Ons waarvan Johannes praat, is die gelowiges. Ons moet mekaar lief hê. Hoekom moet ons mekaar lief hê? Dan antwoord hy self, liefde kom van God, dis hoekom ons mekaar moet lief hê.
God is liefde, dis hoekom ons mekaar moet liefhê. Want God het uit liefde sy seun na die wêreld gestuur. Dis uit liefde uit. Vers 11 en vers 21 praat dieselfde boodskap. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys, behoort ons mekaar ook lief te hê. En as jy vra, hoe het God sy liefde aan jou bewys? Vergeet die mensdom dat hy vir die wêreld gesterf het. Hoe het God sy liefde aan jou en aan my bewys? Vers 21, wie vir God lief het, moet sy broer lief hê. Hoe bewys ek my liefde aan my broer en aan my suster? Want jy sien, daar is 'n doel met die liefde. Vers 12 en vers 17 praat van die doel van God se liefde. Daar staan, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en sy liefde in ons. Maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en sy liefde in ons. Het sy volkome doel bereik. Dis die laaste 3 woordjies. Het volkome sy doel bereik. 3 woordjies. So daar is liefde, of daar is 'n doel in God se liefde. Vers 17, hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus Christus. Groot woorde. Ons lewe deur die liefde net soos Jesus Christus. En dan kom daar 'n week soos wat nou die afgelope week, waar iemand vir my gelok het, en ek teruggegaan het na die hulle toe. Die hulle sal altyd hulle goedes dink en sê, van Romeine en 2 Timoteus. En dan is die eerste vrug van die Heilige Gees wat liefde is, nie in my hart gewees nie. En hoekom ek dit sê, want Johannes sê ook vir Timoteus, Paulus sê vir Timoteus, dat ons swaartye kom in hierdie wêreld. En hoe hanteer ons die swaartye? Gaan ek my, alle respek, my toys uit die kot uitgooi, gaan ek terug na die ou lewe toe, wat voorstel is om dood te wees, en ek lewe volgens die nuwe lewe, en ek laat toe dat die Gees van God my lei, en ek sê maar, ek is in God en God in my, en ek moet my broer lief hê. Maar Here, ons lewe ook in die eindtye. Maar ons het die kragtige werking van die Heilige Gees in ons, en daar word ook vir ons gesê, Rio, jy mag nie in hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Ek moet anders optree teenoor hierdie persoon, en nie optree soos die ou sondige natuur nie. En dan vra ek vir myself, ons lees van die hulle in Romeine en 2 Timoteus, en ons lees van die ons in 1 Johannes. Is daar 'n verskil in my lewe tussen hulle optrede en die gelowiges se optrede? Of is dit maar so tussenin? As ek by die kerk is, dan sit ons nie, saam met die gelowiges, dan kan botter met die mond snel doen. En dan as ek bietjie buitekant is, dan is dit hulle. Dan is ek selfsugtig en geldgierig en onbetaamlik en al die dergelike dinge wat daarmee gepaard gaan, en dan word dit afgesluit met hulle lewe liefdeloos. En dis ook wat ons vanoggend dan moet uitklaar met onsself. Hoe lyk my liefde? As ek probeer dat God in my is en ek in hom, dan moet ons mekaar lief hê. Hoe lyk die omgee? Hoe lyk die belangstelling? Hoe lyk die ware liefde wat ons uitstraal? Ons hoor Johannes skryf oor God se liefde en ons liefde vir hom. Paulus skryf aan Timoteus oor die swaartye wat kan kom, dat die mense eerder liefde vir genot sal hê as vir God. En toe hierdie stukkie raak lees, toe kom ek agter, maar dis eintlik wat gebeur. Baie keer dan vra ons, hoekom kan die mense hierdie kant toe gaan, maar nie kerk toe kom? Hoekom kan die mense dit en dit sê, maar hulle kom nie kerk toe nie? Dis dit wat in die eindtye gebeur, wanneer ons dan hoor wat Paulus sê vir Timoteus, dat die mense eerder liefde vir genot sal hê as vir God. En dan skryf Paulus ook aan die gemeente in Rome, daar is mense wat geen belang het om God te ken. Vers 31, hulle is liefdeloos. En dan, jy weet nog maar, my radio die bakkies na altyd gestel op RSG,
En een middag toe huisbereid, is dit 'n storietyd. Vir julle kinders kwart voor 3 moet julle storietyd by vir hulle geskryf, baie mooi storie vir daar is. En daar sê hulle vir die persoon of die een van die akteurs praat daarso van jy kon die bitterheid in sy stem hoor. Dit is nog wauw. Praat ons nie partykeer met 'n bitterheid in ons stem oor iemand of oor gebeure nie. En toe die storie op RSG vir my net alles ontsluit en sê, Here, maar ek is jammer as ek dan 'n bitter stem het. En nie die soet liefdeswoorde wat U deur die Gees aan my openbaar en in die mond lê nie. Here, jammer as my gedagtes, my brein verbitterd is, my hart bitterheid ervaar. En dat hierdie bitterheid dan in woorde omgesit word en gespreek word. Daar staan, hulle of jy kon die bitterheid in sy stem hoor. Ek dink soms 'n bietjie terug by die afgelope week, het jy met iemand gepraat, waarin jy die bitterheid in daardie persoon se stem kon hoor. Ek vra my net, en dan moet ek myself hier insluit. Ek was ook op 'n stadium dat hierdie week verbitterd gewees. En ek het met 'n verbitterde stem gepraat. En hoekom ek dit deel is dat dit is die werklikheid. Ek weet nie daarvan wegkry nie. Maar dankie vir die Here se genade, dankie vir sy liefde, dat hy in my vuil klip gebore is, in my lewe, sodat ek die ewige lewe kan vererwe. Ek sluit af met Efesiërs 3 vers 19. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, mag julle heeltemal vervul word in die volheid van God. Ons tema vir volgende jaar is, kyk, ek maak alles nuut. Openbaring 22 vers 15. En die Here bring hierdie goed oor my gedagtes of in my lewe dat ek ook bewus moet raak, dat ek vernuwend moet dink, vernuwend moet praat en vernuwend moet optree. Miskien deur hierdie boodskap berei die Here ons nou al reeds voor vir volgende jaar se boodskap. Kyk, ek maak alles nuut. Mag ons dan Efesiërs 3 vers 19 onthou en onderstreep. Mag julle sy liefde ken. Liefde wat ons verstand te bowe gaan. Mag julle heeltemal vervul word in die volheid van God. Hemelse Vader, ons bid hierdie vers as ons gebed ter afsluiting. Here, ons bid vir die volheid van Jesus, die volheid van God se liefde, alles wat met God, Jesus en die Heilige Gees God enig gepaard gaan, vul ons daarmee in die volheid. Laat ons beter oorloop, Here, en mag dit so wees binne die wil, veral nou, gedurende hierdie Kersseisoen, wat ons meer bewus is van Jesus se geboorte, die liefde van God die Vader, en dat Jesus alles vir ons aan die kruis deurgemaak het. Ons dank U daarvoor in Jesus naam.